My naam is Jan Biskop. Ek wil jou groet in die naam van ons Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is die bruid van Christus en seuns. Ons is familie, 'n goddelike familie en geesgenote. Ons het almal net een Vader. Ons is erfgename van God en mede-erfgename saam met Jesus Christus. En wat is ons erfenis? Of moet ek liewer vra, wie is ons erfenis? Hy is. Dis wat hy profeties vir die Lewiete sê, as hulle geen deel en geen land kry nie. Deuteronomium 18 vers 20. Ook het die Here vir Aaron gesê, jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou erfenis. So wie is ons erfenis? Ek is ons erfenis. Ons erfenis lê dus nie in wat nie, maar wel in wie. Wat keer dat ons nie bewus is van wie die volheid van hierdie erfenis is nie, want ons is nie bewus van wat Jesus Christus alles vir elkeen van ons afgehandel het nie. 'n verdere rede is, ons weet nie wat met ons gebeur het toe ons saam met Jesus was nie. Hoe leef ons as Christene ons elke dag se lewe? Ek gaan in 3 verskillende prente probeer uitwys hoe baie van ons leef. 3 verskillende fases van hoe baie wedergebore Christene weekliks leef. Die eerste prent, dis Sondagoggend, en jy is in die kerkgebou. Skuldgevoel en 'n pligsbesef het jy dalk na die kerkgebou toe getrek. Jy staan voor die kruis. Jy is in die kerk. En as iemand jou later vra, kan jy sê, ek was in die kerk. Die wete dat jy nou in die kerk is, laat jou op 'n manier baie goed voel. Dis immers deel van jou weeklikse to-do list, wat jy nou met 'n tevrede gevoel kan afmerk. Jy kan jou sondes as sondaar bely, want dis hoe jy jouself sien, 'n sondaar. Jy het gekom, leeg, net met jou sondelas. Tog besef jy nou dat jou sonde vergewe is. Dit voel goed. En jy voel verlig. Dan verlaat jy die kerkgebou en jy's in die wêreld. Nou hier is die probleem vir baie. Jy word weer van die wêreld. In Johannes 17 vers 16 is Jesus self aan die woord. Daar sê hy, Vader, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. As jy jouself as 'n sondaar sien, is jy nog van die wêreld. Maar dis nie waar nie. Dan moet 'n bewussyn kom van wie jy waarlik in Christus is. Maar die bewussyn is nog nie daar nie. En jy klim weer oor die kruis terug en jou ou ek in. Dis soos voorvadergees aanbidding. Voorvadergeeste is die siele van oorlede voorouers wat glo, aktief betrokke bly in die lewens van hulle lewende nageslag. Hulle tree op as wagters, tussengangers tussen die menslike en geestelike wêrelde. En hulle is wagte van moraliteit. En hulle bied leiding, beskerming en wysheid aan hulle families. Is jou grootste voorvadergees jou ou ek? Wat doen jy met jou ou ek? Is dit jou voor die kruisgees wat jy na die kruis aan die lewe hou? Want dis 'n massiewe probleem. Jy hou jou dooie leunidentiteit en jou denke aan die gang. En jy probeer jou ou jy telkens 'n bloedoortapping gee. Erger nog, jy maak die kruis 'n bespotting. Jy kruisig hom oor en oor. En dis hartseer. Maar die kruis is die begin, nooit die einde nie. Dit is die praktiese werklikheid
van hom oor en oor kruisig. Soos Hebreërs 6 vers 4 tot en met 6 uitwys. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Jy word uitgenooi om aan te beweeg. Hy het die weg klaar voorberei. 2000 jaar gelede al. Jy was nie alleen nie. Jy was saam met hom, in hom. En die Heilige Gees wil jou daarvan bewus maak. Hy het alles volbring en elke stap voorberei. Onthou jy die volk Israel wat in die woestyn in sirkels geloop het? Deuteronomium 2 vers 3. Julle het lank genoeg om hierdie gebergte getrek. Luister na Josua 5 vers 6. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsman wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het, dat hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan ons te gee nie. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Baie boeties en sissies loop om en om die kruis, min wetende wat regtig vir ons voorberei is, as ons saam met hom verder beweeg. Voor ons dieper beweeg, na wie ons erfporsie is en wat dit vir ons beteken, allereerst die blauwdruk van die lewe van Jesus. Jesus se tyd op aarde, ook met 'n moeilike woord genoem, die inkarnasie of die vleeswording van Jesus, het in die jaar 4 voor Christus begin. Jesus is besny toe hy 8 dae oud was en toe eers is sy naam bekend gemaak. Dit was tradisie onder die wet. Daarna is hy op die 40ste dag deur sy ouers na Jerusalem geneem om hom aan die Here voor te stel. Simeon, 'n ou man vir wie die Heilige Gees gesê het dat hy Jesus sou sien voordat hy sterf, het oor Jesus geprofeteer. Simeon het baba Jesus vasgehou en gesê dat hy nou die heil van God gesien het. Heil is die Griekse woord soterion, wat van soteria afgelei is. Dit beteken in die eenvoudige taal redding, maar ook heelmaking, herstel na die mens se oorspronklike vorm, wat die beeld en gelykenis van God is. Ook Anna, die profetes, het nadat sy baba Jesus gesien het, daagliks in Jerusalem geprofeteer dat die verlosser Messias gekom het. Die skrif getuig dat Jesus gegroei en sterk geword het in die gees en dat hy vol van wysheid was en dat die genade van God ook op hom was. Op 12-jarige ouderdom het Jesus saam met Josef en Maria na Jerusalem gegaan om die Paasfees te vier. Die kind Jesus bly agter. Josef en Maria weet nie dat Jesus agtergebly het nie, maar Jesus sit saam met die leraars in die tempel. Hy luister en hy vra hulle uit. En mense wat hom gehoor het, het so gereageer. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. As sy vader en moeder hom uiteindelik in die tempel kry, sê Maria vir Jesus: "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek." En hy sê vir hulle: "Waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie?" Jesus beklemtoon die belangrikheid van sy verhouding met die Vader, met 'n hoofletter. Interessant is Maria se gebruik van die woord kind. Kind is hier die Griekse woord pais.
nog nie huios nie, nog nie seun nie. En dan eindig Lukas met, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte, en in genade by God en die mense. Dan word hy in water en in die volheid van die Gees gedoop, met 'n vasmaak van sy identiteit as die geliefde seun van die Vader. En Jesus se bediening begin en sou 3,5 jaar, oftewel 42 maande duur. Jesus se lewe op 33. Ons is nou in die profesie van Daniël by hoofstuk 9, verse 25 en 26. Die gesalfde sal uitgeroei word. Hy is gekruisig toe hy 33 jaar oud was. Hy het gesterf. Hy is begrawe. Alles op die eerste dag, op Goeie Vrydag. Hy is vir 3 dae in die graf. Op die 3de dag lewend gemaak en uit die dood opgestaan. En hy verskyn aan heel wat disippels, soms selfs meer as 1 keer. Hy het na 40 dae opgevaar en hy sit aan die regterhand van God die Vader in die hemel. En met Stefanus se steniging het Jesus opgestaan, sodat hy aan ons daagliks geopenbaar kan word en daagliks aan ons kan verskyn. Openbaring manifesteer deur hoor en sien. Daar is in die Afrikaanse vertaling van die Bybel telkens 2 woorde wat Paulus gebruik, wat alles verander. Dis 2 woorde wat die skille van ons oë laat afval. Saam met. Ons is saam met Christus gekruisig. Galasiërs 2 vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ons het saam met Christus gesterf. Romeine 6 vers 8a. As ons dan saam met Christus gesterf het. Ons is saam met Christus begrawe. Kolossense 2 vers 12a. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Ons het saam met Christus opgestaan en ons leef saam met hom. Kolossense 2 vers 12b, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof en die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Romeine 6 vers 8b, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Weer Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Efesiërs 1 vers 20a, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. Efesiërs 2 vers 5 en 6, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Efesiërs 1 vers 20b, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Kolossense 3:1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. In die Ou Testament, Hosea 6 vers 2, hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Ons het saam met Christus opgevaar, want hoe kan ons saam met Christus Jesus in die hemele sit,
as ons nie saam met hom opgevaar het nie. Ons sit of staan saam met Jesus in hemelse plekke. Efesiërs 2 vers 6b, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat ons saam met Christus geopenbaar kan word. Kolossense 3 vers 4, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Is dit nou moontlik in 2026? En die antwoord daarop is, ja, dit is. En hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Johannes 13 vers 35. Ek wil saamvat. Ons het 'n erfenis ontvang. Om God te probeer saamvat is onmoontlik. Hy is te groot. Maar as ons dit in een woord sou probeer doen, is liefde waarskynlik die naaste. God is liefde. En ons het hom as erfenis ontvang. Die kruis is die begin van die bewusword van ons erfenis. Maar is definitief nie ook die einde nie. Baie Christene haak hier vas en hulle loop sirkels om die kruis. Hulle weet van die kruis en hulle ken Jesus se woorde, dit is volbring, maar hulle is nie bewus wat die woorde beteken nie. Daarom klim hulle weer oor die kruis terug in die ou en vergeet dit dooie verlede in. Soos voorvadergeeste bring hulle dooie ek weer in hulle gedagtes tot lewe. Wanneer ons die woorde saam met van Paulus hoor, raak ons bewus wat ons saam met Jesus gedoen en ontvang het. Saam gekruisig, saam gesterf, saam begrawe, saam opgestaan, saam opgevaar, saam in hemelse plekke en saam geopenbaar. Die bewusword van hierdie erfenis is 'n groeiproses wat in verhouding met hom tot volheid sal kom. Dis nie 'n wat-vraag nie, maar 'n wie-vraag. Ons het die goddelike natuur as erfenis ontvang, maar die impak daarvan is besig om stadig tot ons volle bewussyn deur te dring. Baie liefde en tot die volgende keer.